Gemeente, kom ons bid saam voordat ons prediker vorentoe roep. Vader van die Here Jesus, Here, baie dankie. Dankie dat ons vanmôre hier mag saam wees. Dis 'n geloofsfamilie. Besoekers wat hier is, Here. Hierdie boeties en sissies van my, van ons byklap. Wat 'n voorreg om hier saam met my te hê. Maar Here, ons is hier vir een saak en een saak alleen. Dit gaan oor U naam, dit gaan oor U eer. Vader God, ek wil vanmôre kom bid dat U deur die krag van die Heilige Gees sal stil staan vir elke persoon. Here, dat U spesiale tyd spandeer aan elkeen wat by hierdie gebou ingestap het vanmôre. Dis die kerk wat hier ingestap het by hierdie gebou, Here. Hierdie gebou is 'n leedop. Maar Here, dat ons hier sal uitstap. Beter as wat ons hier ingestap het. Omdat die woord ding, Here, ek bid vir my broer. Dit wat hy moet sê, dat hy dit sal sê met die autoriteit wat U vir hom gegee het as verkondiger van U woord. Here, ons as gemeente kom bid vir ander gemeentes in ons dorp. Ons bid vir ons dorp en omliggend vir ons mense, Here. Vader God, Kimberley kry ook swaar. Daar's so baie nood daar buite, Here, dat ons nie sal blind staar vir dit. Geweldige armoede. Ek bid vir elke prediker wat vanmôre die woord verkondig, Here, of dit nou in 'n shanty is of dit onder 'n boom is. Dat Gods manne en vroue sal kan praat met autoriteit en sê, "Thus saith the Lord." Here, ons bid vir ons land en ons mense, Vader. Here, Suid-Afrika se garslande brand. Here, hier is moeilikheid. Maar die middelste vers in die woord is Psalm 118 vers 8 wat sê, "Vertrou nie op mense nie, Here, ons vertrou op U. Laat U wil geskied in hierdie land wat ons liefhet, Suid-Afrika. En ons bid dit alles in Jesus se wonderlike en mooi naam." En die kerk van die Here sê, Amen. Julle kan maar sit. Baie dankie. Nou julle almal weet nou, dit is professor Johan. Maar my broer, ek roep jou vanmôre op en kom bedien ons met die woord. Baie dankie dat jy ook tyd maak om ons te kom bedien vanmôre. Ek weet julle akademiese manne kry nie baie kans vir dit nie so. En julle akademiese ouens en ons ouens spreek anderste. So moenie te hoog preek. Ons wil by jou bly. Terwyl ek daar sit, dog ek nou, hoe gaan ek die ys breek, dat julle nie julle verwagting daar het nie. Want ek is net 'n mens. En wanneer 'n mens 'n geleentheid kry om te bedien, dan is 'n mens vir daai oomblik 'n instrument in God se hand. En dit maak nie saak hoeveel keer jy agter 'n kansel inskuif nie, of hoeveel keer jy dit in die verlede al gedoen het nie. As jy voorstaan en bewe jou broek, nie van bangheid nie, maar jy weet nooit wat God se Gees wil doen deur jou nie. En dit is vir my die belangrikste is om net in God se wil, net om God se woord te hoor, en dit wat ek vanoggend vir u moet oordra. Dit is vir my voorreg om vanoggend saam met u te wees. Dankie Dok Ben, dat julle my vertrou op die kansel. Ek weet, dit is nie altyd maklik nie. 'n Kansel is mos maar, hoe kan ek sê, 'n tipe van heiligdom. En jy weet nooit wat die volgende ou gaan praat op jou kansel nie. En daar het so baie keer, was daar al goed gepreek van kansels af, wat gemeentes verniel het, en vernietig het. En vanoggend wil ek net absoluut die woord van die Here bring. En ek het, terwyl ek en Pastoor Rian, met Pastoor Ben gekuier het Vrydagoggend, toe maak ek die uitlating maar half grappenderwys, en ek sê, my boodskap is vanoggend geïnspireer deur Pastoor Ben, of Dok Ben. Nou, as ek bedoel daarby, dan, ek het my inspirasie gevat uit sy teses, maar God het vir my die woord gegee, en so 3 weke lank sit ek, van dat Dok Ben vir my gesê het, ons finaliseer vanoggend, sit ek en wonder, is dit die regte woord? Maar daar kom nie by my iets anders op nie. So hierdie woord het in my geval, so ek wil dit vanoggend met u deel. Ek het nie 'n skriflesing vanoggend nie, ek gaan so deur die loop van
die woord gaan ek daar 'n paar skrifgedeeltes opkom. Vanoggend toe ons so in aanbidding gaan, toe word ek so bewus van God se teenwoordigheid. En vanoggend is my tema, in die huis van God vind ons vrede, eenheid en sy teenwoordigheid. Ervaar jy vanoggend God se teenwoordigheid? As jy dit nie ervaar nie, moet ons nou van voor af begin. Ek ervaar God se teenwoordigheid. Wanneer ons as gelowiges by mekaar kom, kom ons as die kerk van buitekant af binne. En dikwels word daar verwys na die gebou as die huis van God. Baie keer word die term gebruik, dis die kerk. Ons gaan Sondag kerk toe. Maar hierdie is die huis van God. 'n plek wat nie beperk is tot baksteen of sement nie, maar 'n woning waar ons by mekaar kom as een liggaam, verenig in die liefde van ons Christus. In hierdie heilige omgewing is daar diepte, daar is vrede, daar is 'n onwrikbare eenheid onder broeders. En wanneer ek praat van broeders, praat ek van susters ook. En die onmiskenbare teenwoordigheid van die Here. Reg van die begin van die geskiedenis af gaan ons na die wildernis tabernakel. Later gaan ons na die tempel. Dit is wat God daar gestel het. Hy het gesê, daar moet 'n plek wees waar julle kan by mekaar kom om my naam aan te roep. Nou in die tabernakel weet ons almal net die hoofpriester kon inbeweeg het in die allerheiligste en dan te gaan intree. Maar vandag sit ons in die voorreg waar ons elkeen in die allerheiligste kan inbeweeg. Soos wat ons vanoggend in aanbidding gekom het, het ons in die allerheiligste inbeweeg. Daar waar God geheimenisse met ons kan bekend maak. Daar waar hy sy hart met ons kan deel as mens. Waar hy net so 'n bietjie jou wil een kant vat. Sien, God wil ons so 'n bietjie een kant vat baie keer. Hy wil ons, as ek die woord kan gebruik, so 'n bietjie by mekaar maak. Want die woord ons baie keer, as 'n pa vir sy kind sê, hoor jy, as ons by die huis kom, gaan ek jou by mekaar maak. God wil ons so 'n bietjie by mekaar maak. Hy wil ons so 'n bietjie leer. Nou vanoggend sit ons in die huis van God. Dit is ons Vader se huis. Nou wanneer jy in jou Vader se huis kom, is jy gemaklik. Daar is, weet, as ons gaan kuier by familie, albei ons vaders is oorlede, my en Amelia sinne, maar wanneer jy by die huis kom, die eerste ding wat jy doen, jy skop jou skoene uit, en jy gaan vra, hoe gaan dit? En jy sit en kuier, en dan begin jou hart praat met mekaar, en vanoggend wil God sy hart aan ons bekend maak. Terwyl ons in die tema delf vanoggend, wil ek hê ons moet ons harte oopmaak. Ons moet ons harte oopmaak vir die transformerende krag van God se woord. In die skrif vind ons baie duidelik getuienisse wat ons lei om te verstaan hoe hierdie gawes in ons lewe moet funksioneer. My tema is opgedeel in 3 gedeeltes. In die huis van God vind ons vrede, eenheid en sy teenwoordigheid. Wanneer ons gaan stil staan by die eerste gedeelte, naamlik vrede, wil ek vandag net so 'n bietjie met die vrede definieer. Wat se vrede is hierdie? In Johannes 14 vers 27 verkondig Jesus, vrede laat ek aan julle oor. My vrede gee ek aan julle. Nie soos die wêreld gee ek vir julle nie. Laat julle harte nie ontsteld wees nie. En laat julle nie bang wees nie. Die vrede wat God gee, is nie 'n tydelike ietsie nie. Dit is 'n vrede wat alle verstand te bowe gaan. Dit is vir ons 'n vertroostende belofte vanoggend. Die vrede wat Christus bied is nie afhanklik van ons omstandighede nie. Dit oortref hulle. So baie keer kom mense in die huis van die Here met omstandighede. Vanoggend is jy op die regte plek. Want jou omstandighede, jy beperk God nie deur jou omstandighede nie, maar God se vrede oortref jou omstandighede. Dit is 'n goddelike vreugde, 'n goddelike vrede wat ons hart omhul. Dit dryf angs uit en dit streel jou vrees.
So baie keer loop 'n mens met angs in jou binne. Wat van môre? Wat van 'n paar minute van nou af? Wat van jaar van nou af? Dis menslik. Maar kom ons kom vanoggend so 'n bietjie en ons gee dit wat ons bekommernisse is, dit wat ons hartsbegeerte is. Kom ons gee dit so 'n bietjie. Kom ons gesels so 'n bietjie vanoggend met Vader. In die huis van God vind ons 'n toevlug van die chaos van die wêreld. Dit is net so min dat ons so min geleentheid het om in die huis van die Here te kan kom. Eenmal 'n week op 'n Sondagoggend. Ek sit met Dr. Ben en gesels, ek sê, wanneer 'n mens in die gesprek van gemeentelede, positiewe mense is, dan is jy opgeruimd. Jy's gelukkig, want daar is 'n positiewe gesprek. Maar die oomblik wanneer jy wegbeweeg van mekaar af, dan kom die aanvalle en aanslae en alles van buitekant af. Maar die huis van God is 'n toevlug, waar ons 'n bietjie kan rustigheid vind van die chaos van die wêreld. Psalm 122 vers 1 skryf die digter, ek was bly toe hulle vir my sê, laat ons na die huis van die Here gaan. Hierdie vreugdevolle afwagting weerspieël die begrip dat ons binne hierdie 4 mure 'n heiligdom teëgekom het, waar God se vrede oorvloedig is. Wat jou bekommernisse, wat jou omstandighede vanoggend is, God se vrede is vanoggend hier. Stel jouself vanoggend hierdie ruimte voor, nie gevul met oneenigheid nie, maar met harmonie. 'n Byeenkoms van siele wat elkeen hulle laste bring, maar tog met hernuide krag vertrek. Wanneer jy daar ingekom het met jou omstandighede, kan jy vanoggend hier uitbeweeg en sê, God het my aangeraak, God het my aangehoor. Wanneer ons by mekaar kom in aanbidding en in gebed en gemeenskap, skep dit 'n atmosfeer waar God se vrede kan manifesteer. Dink vir 'n oomblik bietjie daaroor. Ons kollektiewe geloof kan enige vrees of angs uitdryf na buite. En dit kan om 'n kalmte ontskep. Want ons is vanoggend hier saam met een doel en dit is om sy naam groot te maak. Ons het nie vanoggend hiernatoe gekom om 'n lekker tyd by die koffieshop te hê nie. Ek wens ons kerk het so 'n koffieshop gehad. Ek moet die resep kry. Ons is nie vanoggend hier saam om net omdat ons hier moet wees nie. Ons het 'n afspraak omdat God ons bestem het om hier te wees. God se vrede omhels. Kom ons vergeet nie dat dit 'n oop hart verg om hierdie goddelike vrede te ontvang nie. Jy moet jou hart oopmaak. As jy nie jou hart oopmaak nie, gaan jy vanoggend net so hier uitstap as wat jy hier ingestap het. Filippense 4 vers 6 tot 7 moedig ons aan, moenie bekommerd wees oor enige iets nie, maar in elke situasie, deur gebed en versoeking, met danksegging, stel julle versoeke aan die God voor, en die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle verstand bewaar in Christus Jesus. Die voorwaarde, stel jouself oop, stel jou hart oop, stel jouself ontvanklik. Stel jouself ontvanklik. Die tweede gedeelte van my tema is oor eenheid. Nou eenheid in diversiteit is vir my baie belangrik. Die apostel Paulus spoor die Efesiërs aan en hy spoor ons aan in Efesiërs 4 vers 3 om alles in ons vermoë te doen om die eenheid van die Gees deur die band van vrede te bewaar. Ek dink daai is baie keer aansporing wat nie altyd maklik is nie, maar hy spoor ons aan om alles in ons vermoë te doen. Alles in ons vermoë, sodat ons die vrede kan te bewaar. Eenheid is nie eenvormigheid nie. Ek wil dit weer sê, eenheid is nie eenvormigheid nie. Eenheid vier die pragtige diversiteit
in die liggaam van Christus. Almal van ons kom uit verskillende agtergronde, almal het verskillende werke, almal het verskillende stokperdjies, almal het iets waarmee hulle besig is by die huis, almal is verskillend van mekaar. En dit is so lekker om te weet, wanneer ons as 'n diversiteit van mense by mekaar kom, uit verskillende agtergronde, verskillende ervarings, verskillende kulture, dan kom ons hier en ons verenig as een, as 'n eenheid. En dit gebeur in 'n gemeenskaplike geloof in Christus Jesus. Die huis van God is 'n plek waar gemeenskap kan plaasvind, waar God met ons kan kom gemeenskap hê, en ons met hom. Handelinge 2 vers 44 tot 47 lees ons van die vroeë kerk. Al die gelowiges was by mekaar en het alles in gemeen gehad. Hulle het hulle eiendom verkoop om te gaan gee aan enige iemand wat dit nodig het. Nou, ek sê nie vanoggend gaan verkoop jou huis nie. Hier wil ons stil staan en sê, Paulus skryf op 'n stadium leer uit die Filippense en hy bid vir hulle. Hy sê, ek bid dat dit met julle goed gaan, in alles. En wanneer dit met julle goed gaan, moet julle kyk dat dit ook goed gaan met die wat dit minder goed gaan. Ja. Dit is wat hierdie skrifgedeelte vir ons wil kom leer. Gaan deel dit uit. As jy oorvloedig het, gaan deel dit aan die ou wat minder oorvloedig het, of die ou wat dit nodig het. Die huis van God was 'n plek waar gelowiges by mekaar gekom het, waar hulle hulpbronne met mekaar gedeel het, waar hulle geloofsreise gedeel het. Kom ons probeer vandag in ons gemeentes, en ook in hierdie gemeente weet ek dit is die geval, om dieselfde eenheid van vrygewigheid te beliggaam. Ons kan mos nie sien dat ons broer langs ons honger gaan slaap nie. Ons kan mos nie sien dat hy 'n dak oor sy kop het, of nie 'n dak oor sy kop het nie. Ons kan mos nie sien dat hy nie aangetrek is nie. En dit is die oproep van eenheid waarvan ek hier wil praat. Wanneer ons by mekaar kom in aanbidding, moet ons besef dat ons verskille nie hindernisse is nie, maar 'n geleentheid om die veelvuldige genade van God te weerspieël. 1 Petrus 4 vers 10, God het aan elkeen van julle 'n genadegawe gegee. Met hierdie gawes moet julle mekaar dien, sodat God se ryk genade deur julle na mekaar toe kan vloei. Moenie laat verskille hindernisse wees nie. Maar laat dit eerder toelaat dit God se veelvuldige genade is wat weerspieël word. Laat dit 'n geleentheid word waar ons mekaar kan aanvul, waar ons mekaar kan bedien, waar ons mekaar kan ondersteun. Kom ons kyk hoe ons daadwerklik eenheid in ons plaaslike gemeenskap en dan ook na die gemeenskap of gemeente en dan ook na die gemeenskap daar buite kan nastreef. Dit is die opdrag van die kerk en ek is so dankbaar Pastor Bennett vanoggend gebid vir ander gemeentes in die omgewing en vir die gemeenskap wat hy ingesluit het in, want dit is ons opdrag. Ons moet brûe bou, nie mure nie. En so baie keer is mens geneig om alles dit wat jy het net vir jouself te hou en vir jouself daar te stel. Solank dit net met jou goed gaan en jou gemeente goed gaan, dan gaan dit met my goed. Maar wanneer jy begin na buite beweeg, dan begin ons in God se wil in beweeg. Dan bou ons brûe en ons bou nie mure nie. Ons moet doelbewus uitreik na diegene wat gemarginaliseerd is of wat uitgesluit voel. En in Doc Ben se proefskrif vir Handeling het hy baie diep gaan kyk na hierdie tipe. Die verhandeling het gegaan oor die soeker van buitekant af. Daar is 'n soeker van buitekant af wat soek dit wat ons het wat binne is.
sy verhandeling het verder gegaan, ek wil net so vinnig ietsie daaroor sê, nie om mense tevrede te stel en mense te behaag soos wat al die ander modelle is nie, maar om die persoon te bereik as hy daar instap, om sy siel, sy saak met die Here reg te maak. Om vir hom 'n geleentheid te gee waar hy heen kom kan hê, om dit te ervaar, wat ons ervaar. Ons moet doelbewus uitreik na diegene wat uitgesluit voel. Galasiërs 3 vers 28 herinner ons duidelik daaraan in Christus. Geen Jood of geen heidene is nie, geen slaaf of vry nie, en daar ook geen man of vrou nie, want almal is een in Christus. Daar is baie mense wat daar buite is, wat soek dit wat ons het. En ons kan dit vir hulle bied, sodat hulle ook kan ervaar dit wat ons ervaar. Mag God ons harte in die huis van God vul, en mag hy vir ons 'n hartklop gee, wat die mense daar buite ook die ritme kan ervaar, en hulle ook sy liefde kan ervaar. Jy sien, ons moet in 'n ritme kom, jou hart moet in 'n ritme wees, vir die persoon wat van buitekant af soekend is. Ons moet begrip hê van deernis, en ons moet 'n gees van eenheid bevorder, wat tot die wêreld van Christus se transformerende liefde spreek. God het almal lief. Hy het almal lief. Hy het nie groepies daar gesê, ek het jou meer en jou minder, en ek like jou meer en ek like jou minder. God het almal lief, en hy wil daai liefde met almal deel daar buite. Daar is baie soekende siele daar buite wat ook graag wil deel hê in hierdie belofte. My derde gedeelte is teenwoordigheid, waar ons God se teenwoordigheid kan ervaar. Nou, daar is beloftes rondom God se teenwoordigheid. Matteus 18 vers 20 verseker Jesus onsself. Hy sê, want waar 2 of 3 my naam is, daar is ek in hulle midde. Dit is God se belofte. Waar 2 of 3 my naam is ek in hulle midde. Vanoggend is ons hier en God is in ons midde. Dit is 'n belofte. Wat 'n kragtige herinnering is dit nie vir ons om tydens byeenkomste soos die vanoggend die almagtige God kan aanroep en ook sy teenwoordigheid kan ervaar nie. Want ek het reg in die begin gepraat van die tabernakel, net die hoëpriester kon inbeweeg. So hy die teenwoordigheid ervaar. Hier sit ons vanoggend en ons kan direk na God toe gaan, om sy teenwoordigheid te ervaar. In die huis van God kom ons nie net Sondag op om 'n preek te hoor of om te sing nie, maar ons kom op met die doel om die lewende God te ontmoet. Ons kom op om die lewende God te ontmoet, om 'n ervaring met hom te hê, om met ons hartsbegeertes na hom te kom, ons danksegging na hom te kom. Die huis van God is 'n plek van ontmoeting. Dwars deur die skrif sien ons gevalle waar God se teenwoordigheid lewens verander. By die brandende bos kom Moses dit agter. In die bovertrek was die disippels vervul met die Heilige Gees en later het dit die vroeë kerk aan die brand gesteek. In die huis van God is 'n plek van goddelike ontmoeting, waar ons lewens merkwaardig kan verander. Jy moet verander. Wanneer jy daar inkom, het jy nie eintlik 'n keuse nie, want jy wil graag deel wees, en jy wil graag verander, jy wil graag deel word, 'n vorm van 'n eenheid, sodat jy God ook kan ervaar in alle opsigte. Hy wil ons ontmoet, hy wil een vir my ontmoet vanoggend. Al wat ons moet doen is om sy teenwoordigheid te soek. Dit help nie, jy soek nie sy teenwoordigheid en jy verwag sy teenwoordigheid nie. Om sy teenwoordigheid te ervaar, moet ons met verwagting en eerbied kom. Psalm 100 vers 4 nooi ons uit, gaan sy poorte en met danksegging, en sy voorhoewe met lof, dank hom en prys sy naam.
daar is 'n voorwaarde om God se teenwoordigheid te ervaar. Jy moet dit soek. Wanneer ons kom met harte wat gereed is om te aanbid, maak ons onsself oop vir die volheid van sy teenwoordigheid. En vanoggend het ons aanbid, en vir 'n tyd het ek net stil gestaan, kon ek nie saam sing nie, net omdat mens God se teenwoordigheid ervaar. En daai hoendervleisgevoel wat jy kry is nie teenwoordigheid nie. God se teenwoordigheid is hier binne. Daai is my uiterlike ding, partykeer is dit koud, kry hoendervleis. Maar God wil ons ontmoet. God wil ons bederf met sy teenwoordigheid, as ek dit so kan uitdruk. Maar ons moet soekend wees. Kom ons maak ons dienstye, tye waar ons in die teenwoordigheid van God in beweeg, tye van gebed en tye van nadenke. Skep so 'n bietjie ruimte waar jou hart stil raak en waar jy God kan hoor, waar jy sy gees kan hoor en waar jy bietjie na sy stem kan luister. En dit is vanoggend soos die tye soos die wat 'n mens net so bietjie jou hart kan, jou eie, net die buite gejaag daar buite, net so bietjie tot rus te kan bring. Net so bietjie die chaos van die wêreld net vir so 'n oombliekie vergeet. Net so bietjie rustig en kalm te raak in jou binneste, waar jy God se stem kan hoor. Wanneer ons God in ons midde nooi ons transformerende ontmoetings in. Hierdie ontmoetings kan lewens verander en dit kan die gees verhef. Ja, toe ek die woord verhef, toe klink dit vir my Afrikaans, daar is nie 'n woord vir Afrikaans vir verhef nie. Dit klink so jy verhef jouself. Gaan kyk na die woordjie in Engels, elevate. Dit is 'n geleentheid waar ons transformerende ontmoetings kan hê met God, sodat hy ons lewens kan elevate. Nou die elevate is to raise or lift something to a higher position. Wanneer ons in God se eenheid beweeg, dan verhef hy ons, dan elevate hy ons en hy sit ons in 'n hoër posisie. Ons moet dit net vanoggend verwag. Ons moet dit net verlang van hom. Ek wil my gedagte afsluit vanoggend. In die huis van God is nie net 'n plek waar ons bymekaar kom nie, maar dit is heiligdom waar ons vrede en eenheid en 'n diepe teenwoordigheid van ons Here Jesus kan ervaar. Terwyl ons vanoggend hier is en terwyl ons vanoggend uit hierdie plek uitgaan, mag ons die vreugde van Christus, die vrede van Christus in ons harte dra. Moenie dit vanoggend hier los nie. Vat dit saam met jou huis toe. Want onthou, as ons hier uitgaan, gaan jy nie uit na jou verskillende plekke, jy gaan uit in die wêreld in waar jy verskil moet maak. Kom ons verlaat vanoggend hierdie plek, verskoon, waar ons gemeenskappe en die teenwoordigheid van God in ons lewens sal soek, in elke aspek van ons lewens. Laat ons daartoe verbind om 'n houer of 'n wessel te wees van sy vrede, agente van sy eenheid en ambassadeurs van sy teenwoordigheid. Kan ek dit weer lees? Laat ons onsself verbind om die houer van sy vreugde te wees, sy vrede, agente van sy eenheid en ambassadeurs van sy teenwoordigheid. Maak nie saak waar jy beweeg nie. God se vrede bly in jou. Sy teenwoordigheid is om ons. Hy is alomteenwoordig. Hy bly nie vanoggend hier in die kerk agter ons gaan huis toe nie. Dit is so lekker. Daar waar jy beweeg hierdie week, daar waar jy werk, by jou werksplek, by jou waar jy ook al beweeg, God is daar. Die psalmdigter skryf, en wanneer jy dit direk van Grieks af oor vertaal,
Afrikaans, dan skryf hy, die geringste fluistering, dan buig God ter hemel en hy antwoord my gebed. Wow, dink so 'n bietjie. Jy het nie nodig om jou oë toe te maak, want daar waar jy is, kan jy met God kommunikeer. Daar waar jy is, want hy is mos by jou. Die geringste fluistering. Stel jouself vanoggend, terwyl jy jou oë sluit. Stel jouself, dink so 'n bietjie vanoggend, God buig uit die hemel en hy antwoord jou gebed. Die geringste fluistering. Kom laat ons saam die gemeenskap bou wat die liefde van Christus weerspieël. En wanneer ons uit hierdie gebou uitgaan vandag, laat ons sal besef dat hy daar is om ons te vertroos, laat hy daar is om ons gebede te beantwoord, en laat hy daar is, laat ons in elke omstandighede hoop kan vind. Mag die seëninge van God op elkeen rus vanoggend wat na hierdie woord geluister het. Ek glo jy het ergens ietsie ontvang. God het miskien vanoggend met jou afspraak gehad. Daar's hoop vir die hopelose. Daar's krag vir die kragtelose. Daar's genese vir die siek liggaam. God wil dit vanoggend vir jou gee. Kom ons sluit ons oë. Almagtige God en Hemelse Vader, baie dankie vanoggend vir die woord wat tot elkeen van ons harte ingespreek het, wat in elkeen van ons harte inspraak gemaak het. In my gebed is, Here, dat ons altyd U teenwoordigheid sal ervaar, dat ons altyd U vrede sal ervaar, dat ons altyd 'n ontmoeting sal hê met U. Maak nie saak waar ons beweeg nie, laat U met ons elke dag 'n ontmoeting sal hê, 'n nuwe vars ontmoeting. Ek wil bid vir elkeen wat vanoggend miskien hier sit vasgevang met een of ander omstandighede. Miskien 'n siekte in die liggaam, miskien vanoggend net 'n bietjie hoop, ergens 'n anker om vas te hou, dat U met elkeen sal wees. En Vader, wanneer ons hier uitmekaar uitgaan, laat ons sal weet, U het vanoggend met ons 'n afspraak gehad. Dankie dat ons vanoggend U kon ervaar het. Dankie dat ons U vrede kon ervaar het. Dankie dat ons U teenwoordigheid kon ervaar het. Verdaag ons nou in U liefde, is my gebed in Jesus naam. Amen.